hoeveel te meer behoort ons nie godvreesend leef en te sê, Here, laat ek heilig voor U lewe elke oomblik, en wanneer ek val, ek vergifnis vra nie. En nooit onder enige valse bravade sê, ek kan doen wat ek wil en ek is gered uit genade uit. So waar, broers en susters, bid. Julle kan so lank vir my blaai na die brief van Judas, en ons is by vers 5 tot vers 11. Ek moet sê, toe ek oorspronklik besig was om voor te berei, het ek eintlik vers 5 tot omtrent vers 16, eers vers 18, en toe vers 16, en toe vers 11, en ek dink ons gaan uiteindelik net tot by vers 10 kom vanoggend. Ons sal sien hoe ver kom ons, want daar is geweldig baie wat in hierdie kort gedeelte plaasvind. Hierdie brief van Judas is baie interessant vir verskeie redes. Daar is dinge wat hy noem wat nergens anders in die skrif voorkom nie, dinge wat vreemd vir ons klink, veral in ons kultuur, ons westerse siening van die realiteit van die wêreld. Praat hy van die engele en hy praat van dinge wat ons nie in die Bybel lees nie, wat hy in ander boeke uitkry. En dit is baie keer vir ons baie vreemd om hierdie dinge te lees. En ons weet baie keer nie wat om te doen met dit nie. Ek het, terwyl ek deur dit werk, daar is so baie sieninge rondom wat aangaan in hierdie gedeelte. En ek moet eerlik wees, ek is nog nie 100% seker waar het val met meeste van hulle. Daar is dinge wat hy lees en is moeilik om te verstaan. So ek verstaan as julle gaan uitstap en sê, dit ons verstaan nog steeds nie. Ek is saam met julle daar. Sekere dinge jy lees hier en jy lees om 2 keer, jy lees om 3 keer en dink, okay, nou het ek dit, en dan lees jy dit weer en dan sê ek dit nie. En hierdie is een van daai gedeeltes. Maar ons gaan nie te veel vasval in die modder van die dinge wat ons nie verstaan nie, en eerder kyk na dit wat ons kan verstaan. So, wees saam met my in hierdie gedeelte. Ek weet dit is moeilik, maar kom ons gaan deur dit. Vers 5 tot 11. Ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit alles, dat die Here nadat hy een keer die volk uit Egipte land gered het, die tweede keer diegene wat nie geglo het nie, omgebring het. En dat hy die engele wat hulle nie aan hulle magsgebied gehou het nie, maar hulle woonplek verlaat het, met ewige boeie in die duisternis in bewaring hou, vir die oordeel van die groot dag. So ook die Sodom en Gomorra en die omliggende stede, wat op 'n soortgelyke manier as daardie engele ontug gepleeg en agter vreemde liggame aangeloop het, as waarskuwende voorbeeld, omdat hulle die straf van ewige vuur ondergaan. En tog in hierdie mense, op grond van hulle droomvisioene dieselfde. Hulle besoedel hulle liggame, hulle verwerp gesag en belaster die glansryke hemelswesens. Selfs Michael, die aartsengel, toe hy van die duiwel verskil en met op die liggaam van Moses geargumenteer het hy nie gewaag om 'n lasterlike oordeel uit te spreek nie, maar gesê, mag die Here jou straf. Hierdie mense belaster egter alles wat hulle nie ken nie, en dit wat hulle instinktief verstaan soos redelose diere, veroorsaak hulle ondergang. Wee hulle, want hulle het die pad van Kain geloop en hulle self 'n vergoeding aan die bedrog van Biliam oorgegee, en hulle sal soos met die verset van Korag omkom. Net op daar vanmôre. Vader, ek bid dat U vir ons wysheid sal gee om hierdie woord vanmôre te verstaan. Here, mag ons begryp dit wat U deur die Gees vir ons wil sê. Here, dit wat dalk moeilik is vir ons om te begryp, bid ek dat U vir ons genade sal gee, Here, in ons onkunde, ons beperkte wysheid, Here. En Heilige Gees, dat U dit sal openbaar aan ons. Here Jesus, binne dit alles, bid ek dat U verheerlik sal word. U naam wat die hoogste is, U naam wat die grootste is, U naam wat bo elke naam staan. Here, mag ons fokus op dit. En mag ons eer gee aan U deur hierdie prediking. Amen en amen. Nou die grootste gedeelte van hierdie brief van Judas word gespandeer om te praat oor die oordeel wat uitgeverf word oor die wat wat afvallig is. En ons sien in hierdie gedeelte Judas fokus veral op 3 groepe mense. Hy fokus op die engele wat hulle magsgebied verlaat het en gesondig het. Hy fokus op Sodom en Gomorra. Hy fokus op die volk in die woestyn. Dan noem hy 3 ander mense. Hy noem vir Biliam, hy noem vir Korag, hy noem vir Kain.
Mense wat ons in die Ou Testament van lees, mense wat ons weet, wat sondaars is, wat afgeval het, wat weggedraai van God af. En wanneer ons kyk na gedeeltes soos dit, dan het ons die geneigtheid om te kyk na dit en te sê, ja, nee, hulle gaan hulle deel kry. Ek kan nie wag om te sien wanneer hierdie wêreld die oordeel ontvang nie. Dis nie noodwendig verkeerd dat mense dit vra nie, want ons sien dat die heiliges in Openbaring sê, Here, hoe lank nog voordat U die oordeel oor hierdie wêreld uitstort? Dit is 'n vraag wat ons vra, dit is 'n vraag waaroor ons skree, dit is iets waaroor ons baie passievol is. Here, hoe lank nog gaan hierdie goddelose mense wegkom met nood? Ons kyk rondom ons, ons sien die wêreld is vieslik, is vuil, is sonde. Here, hoekom gaan dit so aan? En die vraag wat ons vra vir al die eeue, broer, suster, jy is nie die eerste een wat daai vraag vra nie, jy mag dalk dink jy is die eerste een wat daai vraag vra, maar elke heilige in die geskiedenis van geskiedenis het hierdie vraag gevra, Here, hoekom gaan dit goed met slegte mense en sleg met goeie mense? Dis onregverdig, Here. U sê dan, as ek gehoorsaam is, dan sal dinge goed gaan met my, maar kyk hoe gaan dit met my? Ek betaal my 10de, ek gaan kerk toe. Ek vloek nie, ek pleeg nie oorspel nie, ek steel nie, ek moord nie. Ek kom alles na, maar Here, ek word getuister links en regs elke dag, ek siek, ek het seer. Ek sukkel. En dan kyk ek na daardie goddelose man, Jannie. En hy het alles. Hy kort niks nie. Hy het sy eie boot, dis hoe ryk hy is. Dis rykheid. As jy jou eie boot op die see kan hê, dan is jy rykheid. Hy kan doen wat hy wil. Hy kom weg met alles. Ek vul die belasting net een keer verkeerd in en hulle kom soek my. En dan moet ek allerlei vorms instuur en probeer verduidelik hoekom ek gelieg het oor R50 wat ek iewers gekry het wat ek nie weet ek gekry het nie. Want daardie man steel miljoene. So regverdig. In Maleagi byvoorbeeld, wanneer die Here met hulle praat, sê hy, julle het gesê, dit is heeltemal nutteloos om God te dien, en wat baat dit ons as ons die verpligtinge teenoor hom nakom, en in rouklede loop voor die Here, die Heerser oor alle magte. Daarom noem ons nou die verwaande mense gelukkig, want die kwaaddoeners beleef nie net voorspoed nie, maar hulle daag God uit en kom nog daarmee weg ook. Dis hoe die volk voel. Here, hierdie mense is goddeloos en hulle kom weg met al, hulle laster U en U doen niks. Wat baat dit ons op ons heilige lewe? Job het daai vraag gevra. Wat help het my dat ek regverdig was? Kyk hoe is ek nou. Jeremia het daaroor gekla. Here, maar wat van daai volk? Ons doen dit in 'n manier, as jy afgetrek word omdat jy vinnig gery het, en jy staan daar en jy praat nou met die speedkop en jy is besig om te verduidelik hoekom jy laat is, ek moes kerk toe gegaan het, dis die verkeerde antwoord, moenie kerk toe jaag nie, dis sonde. Maar jy verduidelik, maar ek is laat vir kerk, want ek het te laat verslaap en jy sien heeltyd karre verbyry en jy is seker dat hulle vinniger as jy gery het. Soos wat van hulle wat jy nie aftrek nie? Wat van daai taxi wat nou net verby gejaag gekom het? Het jy nie gesien as 35 mense in daai taxi wat net vir 12 mense bedoel is nie? Ons voel so. Salomo in sy wysheid kon dit nie begryp nie. Die hele prediker gaan daaroor. David was mismoedig. Hy skryf selfs op Psalm 73, hy sê, ek het probeer om dit te verstaan. Hy het selfs die goddeloses beny, julle kom weg met alles. Hoekom kan ek nie dit doen nie? Hy sê, ek het probeer om dit te verstaan, maar ek het dit as vermoeiend beskou. My kop het dom gedink, dit het te veel gedink. Ek kon nie 'n antwoord kry nie. Totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het, en ek het insig gekry oor die uiteinde van hulle. En so daar draai Dawid om van, maar wat van hulle? Wat van hulle wat wegkom? En hy besef, toe hy die heiligheid van God staan, hulle kom nie weg nie. Daar is 'n uiteinde wat wag vir hulle.
En ek dink dit is wat Judas ook in hierdie brief doen. As ons onthou die doel van die brief, wat Judas self sê in vers 3 en 4, sê ek skryf aan julle, om julle aan te moedig om te stry vir die geloof, wat eens en vir altyd aan julle oorgelewer is. En ons het laasweek gekyk dat, wanneer hy sê dat ons stry vir die geloof, sê hy, lewe heilige lewens, dit is hoe jy stry vir die geloof, wat jy ontvang het. Dit is nie om te argumenteer op die internet nie. Dit is nie om met mense te beklei oor wat reg en verkeerd is nie. Nee, om te stry vir die geloof, is om alles in te werk om heilig te lewe volgens die roeping wat jy ontvang het in God. Dis hoe jy stry vir die geloof. En so die doel van die brief is om te sê, ouens, moenie sondig nie. Moenie eers 'n bietjie sondig nie. Jy mag dalk dink dat daardie persoon kom weg met dit, maar hy kom nie weg met dit nie. En jy mag dalk dink, kan ek nie dieselfde doen nie. Net 'n bietjie. Ek gaan nie so erg wees soos hy nie, maar gaan 'n bietjie. Dis daai eerste tree wat jy vat, waarvoor jy vergifnis vra. En is die tweede tree waarvoor jy nog steeds vergifnis vra, en jy sê, Here vergewe my, ek is jammer ek het gedoen, maar jy het sleg gevoel daarna. Maar jy doen dit gereeld, en skielik is dan nie meer is die jammer nie. Dan word dit deel van jou lewe, dan begin jy te dink, dit is deel van my persoonlikheid. Ek mag hierdie sonde doen. Dit is my deel, dit is wie ek is. En as jy 'n vers lees wat daarteen praat, dan sê hy, maar ek is gered deur genade en genade alleen. En ons het gekyk hoe gevaarlik dit is om die genade van God te misbruik en om te keer in ons wandigheid en in sonde. Dit is 'n gevaar. En so wanneer ons hierdie oordeele lees, Judas skryf dit nie aan die mense wat sondig nie, besef dit, hy skryf aan die geliefdes. Hy skryf aan hulle wat nog heilig lewe. Want hy gee hulle die opdrag aan die einde van die brief, hy sê, red daardie wat uit die vuur is, red hulle uit die vuur uit. Ontferm jou oor hulle. Help die mense wat twyfel. So hy skryf aan die mense wat heilig lewe. En hy sê, moenie dink dat hulle wegkom met enige iets nie. Hulle gaan nie wegkom met die sonde wat hulle doen nie. En ek dink ons moet besef dat ons in die gevaar is, wanneer ons begin oordeel uitspreek, maar ons kwaad is en hulle sleg sê, dan maak ons 'n fout. Ons is veronderstel om onsself te ontferm, want hulle lewe in sonde, hulle het die Here Jesus nodig. Hierdie is nie om te sê, ja Jannie, jy kry wat jy verdien nie. Dit is om te besef dat Jannie verlore is, en ek moet alles in die stryd werk, om hom terug te roep na God. Dis hoekom ons evangeliseer. Wat is die punt van die evangelisasie? As om sondaars te red. Evangelisasie is nie om goeie mense in kerk te kry nie. Evangelisasie is om mense wat moordenaars is, diewe, bedrieërs, wat sonde hoe jy ook al kan dink, om hulle terug te roep na God toe en te sê, draai weg van die sonde af, keer na God toe en laat Christus jou in sy bloed skoon was. Dis evangelisasie. En so is Judas sy aanmoediging. Hy sê, ouens, moet jouself nie bekommer oor die ouens wat wegkom met sonde nie. Ontferm jou, want hulle loop die pad van Kain. Hoekom? Want Kain het nie geluister na die waarskuwing van die Here nie. God het Kain gewaarsku voordat hy sy broer doodgeslaan het. En Kain het dit nog steeds gedoen. Hulle stap in die pad van Biliam, wat teen die volk sou oortree, en die Here het gesê, nee, seën die volk. En Biliam doen dit, en hy probeer weer teen die volk te profeteer, en hy probeer aanhou om teen die volk te profeteer, maar die Here elke keer sê, nee, sê dit, seën die volk. Uiteindelik later het Biliam geld gevat van die ander volke, en hy het gesê, dit is hoe julle die volk van God gaan besluit. Hy is hoeveel keer gewaarsku. Korach word gewaarsku. Moenie teen God en sy gesalfde rebelleer nie. Wil nie luister nie, oordeel hom. En so, dit gaan nie so seer oor om te sê, kyk hoe lekker word hulle gestraf nie, maar eerder om ons harte te roer, om daardie broers en susters wat begin twyfel, wat begin dink, miskien kan ek in hierdie sonde myself verlustig, om hulle terug te ruk uit die sonde. Dit word vir ons gegee as waarskuwing vir ons eie harte,
Want partykeer dink ek, miskien kan ek wegkom met dit. En weet jy wat? Die eerste keer kom jy weg van dit. En dan dink jy, dis nie so erg. As jy maar kan jy 'n graag voorbeeld neem. Ons staan daar agter en sy swaar vins op hier. Ek dink jy is bang dat daai ding gaan skeer en dan gaan die self op die grond val. Sy sê ek doen dit al vir jare lank en nog niks verkeerd gebeur nie. Wel daar gaan 'n dag kom. Daar gaan 'n dag kom, dan gaan hy skeer, dan gaan hy foon val. Just saying. Ek kry die vuur uit, sister. Dis 'n klein voorbeeld, maar ons is baie keer so. Ek het hierdie sonde gedoen, ek het hierdie ding verkeerd gedoen en niks het verkeerd gegaan nie. Ek sal steeds dit. Maar daar kom 'n dag wat dit te ver gaan. En dan is dit ek moes eerder geluister. Ek moes eerder geluister. En ek dink dit is een van die redes hoekom Judas begin. Hy noem 3 voorbeelde. Ons gaan na die 3 voorbeelde kyk. Hy sê hy verwys na die volk wat hulle self in God verset het. Hy verwys na die engele wat hulle self verset het in God, en hy verwys na die Sodom en Gomorra wat vernietig is. En as ek die brief sou geskryf het, as ek die argument sou gevoer het, sou ek begin het met die engele, dan Sodom en Gomorra en dan die volk. Want ek sou begin het met die ergste een volgens my, die ergste sonde, die engele wat gesondig het. Dan die goddelose mense wat gesondig het en dan die volk wat gesondig het. Maar nee, dis nie waar Judas begin nie. Hy begin met, ek wil julle herinner, al weet julle dit alles. Dan hoor dit, julle weet waarvan ek praat. Ek dink hy sê dit op 'n mooi manier om te sê, luister, ek wil myself nie herhaal nie, maar ek moet. En ek weet julle weet dit, dat die Here Jesus eens die volk uit Egipte uit gered het en later hulle omgebring het in die woestyn. Hy begin met daardie oordeel. Hy begin nie by die engele nie, hy begin by daardie. Want die oordeel begin by die huis van die Here. Hy wil hê hulle moet gewaarsku wees. Ouens, ek weet, julle sien dit so dat as God jou gered het, het hy jou gered en is vir ewig gered. Ek glo dit, so Romeine 8:19 vir ons sê, dat God het ons gered en niks kan ons uit sy hand uitdruk. Maar, moenie vergeet, daar's 'n volk wat uit Egipte uit gered is, wat die belofte ontvang het dat hulle in die beloofde land gaan ingaan. En nie een van hulle het dit gesien nie. Hoekom? Want hulle het teen God gerebelleer in die woestyn. Hulle rug op hom gedraai en so het hulle omgekom in die woestyn. En so Judas wil sê, moenie so gemaklik raak in jou ek is gered deur genade en genade onderhou my, dat jy dink jy kan aanhou sondig en doen wat jy wil nie. Want dan is jy soos die volk wat uit Egipte uitgekom het en omgekom het voor dit in die beloofde land ingegaan. Wees versigtig. Ek dink baie keer gebruik mense daardie konsep van ek is gered deur genade en niks sal my die hand van God uit geruk nie en ek sal vir ewig gered bly. En hulle gebruik dit verkeerd as 'n verskoning om te sê dan kan ek doen wat ek wil. As jy dink jy kan doen wat jy wil, dan is jy nie gered. Dis wat Johannes in sy brief sê. Hy het onder ons uitgegaan want dit was 'n deel van ons. En so daar's baie mense wat in die kerk is, wat getrou kerk toe kom en hulle betaal hulle tiendes en hulle doen alles wat hulle moet. En dit is die volk van wie God sê, hulle bely my met hulle monde, maar hulle hart is ver van my af. Dis maklik om te praat soos 'n Christen, te sing soos 'n Christen, te dans soos 'n Christen, te loop soos 'n Christen. Maar jou redding word juis geopenbaar in jou heilige lewenswyse en die Here wat jou verander in die beeld van sy seun. En so as jy dink dit is okay om te speel met jou sonde, is hierdie 'n baie harde waarskuwing. Ouens, laat ek julle herinner, al het julle dit geweet, dat die Here wat eens die volk uit Egipte uit gelei het, hulle laat omkom het in die woestyn. Ek sal net vlugtig noem, dit is nie baie belangrik vir ons boodskap vanmôre nie, maar daar is binne in hierdie vers nogal 'n interessante teksvariant binne die grondteks. Julle sal sien ons vertaling sê net eenvoudig dat die Here die volk eens uit Egipte uit gered het. Die vroegste manuskrip van Judas sê dat die God Christus die volk uit Egipte uit gered het. Die
Een van die ander bekende manuskripte wat ons het van Vatikanus sê dat Jesus die volk uit Egipte uitgelei het. Daar is weer ander manuskripte wat sê die Here Jesus het die volk uit Egipte uitgelei. Ander variante wat sê God het die volk uit Egipte uitgelei. En baie mense rede kwaad oor hierdie gedeelte, is dit God? Is dit die Here? Is dit Jesus? Wie het nou eintlik die volk uit Egipte uitgelei? Ek dink die beste lesing van hierdie teks is dat die Here hulle uit Egipte uitgelei het, want dit is wat ons lees in die Ou Testament. Maar in vers 4 word daar gepraat van hulle wat hulle in ons mannelikheid ontken die Here Jesus Christus. So, dit is heel waarskynlik duidelik dat Judas in oog het hier, dat dieselfde Jesus wie ons nou aanbid, is die Jesus wat hulle uit Egipte uitgelei het. En dan oor hy het self begin met Jahwe. Nou is net 'n tegniese punt oor die vertaling van hierdie vers. Maar hy wil hê hulle moet duidelik weet, veral vir hierdie mense in hierdie brief, wat onder verskriklike dwaalleer gekom het, wat praat van die God van die Ou Testament is daar, die wrede God wat beoordeel, en Jesus Christus is hierdie nuwe God wat beter is, wat vriendeliker is, wat meer vergewe, wat meer liefdevol is. Nee. Dieselfde Jesus wat hulle uit Egipte uit bevry het seker gemaak hulle kom nie in die beloofde land nie weens hulle sonde. Dis dieselfde God. Want God bly heilig. Dis hoekom ons dit gesing het vanmôre. Hy is heilig en hy sal altyd heilig wees. God se heiligheid stop nie omrede hy lief is. Hy is heilig in sy liefde, hy is ook heilig in sy oordeel. Die oordeel waarvan gepraat word natuurlik hier oor die volk. In Numeri 13 vers 14, as jy dit wil gaan lees, kan jy dit gaan lees, ek sal nie die hele stuk lees nie. Maar in Numeri 13 stuur Moses 12 spiene in die land in, en hulle kom terug, en Joshua en Caleb sê, ouens, hierdie land is awesome, ons gaan hom vat. Hierdie land wat die Here vir ons voorberei het, is 'n fantastiese land. Daar's melk en honing en alles is goed daarso, en die Here gaan hulle in ons hande oorgee. Die ander 10 spione sê, nee, daardie mense is te sterk vir ons kan hulle nie oorwin nie. En baie interessant, dis interessant in die konteks van Judas ook, baie interessant sê hy, dat ons het ook die afstammelinge van die Enakite daar gesien, die reëse. En daar verwys hy na Genesis 6, né? Die seuns van God wat by die dogters van die mens staan met waar uit die reëse uitkom, die afstammelinge van die Enakite, die Nephilim soos wat hulle in Engels sal sê. Die reëse van daardie tyd. Nou, dit is waar baie van ons geleerde mense en ons mense met rasionele gedagtes dink, dit is maar net mense wat so stories praat, ons weet nie wat aan. Wie is hierdie seuns van God en die reëse? Is dit regtig engele wat ek dink die skrif is eintlik duidelik daar. Ek weet nie hoekom ons stry daaroor. Die skrif is duidelik, daar's engele wat hulle magsgebied verlaat het. Daar's engele wat teen God gesondig het. En dit was die wêreldbeskouing van die tyd toe Judas hierdie brief geskryf het tot omtrent 200 na Christus. Dis eers daar wat mense begin het om te sê, miskien is dit nie engele nie. En vandag definitief meeste van die mense in die kerk soos ons wil liewers nie praat oor hierdie nie, want dit is baie duidelik. Maar die feit van die saak is dat die volk by die beloofde land uitkom en hulle grootste vrees is ons sien die reëse, die afstammeling van die gevalle engele, daardie monsters. En ons kan nie die land ontvang. Ons kan nie. En hulle roep en hulle sê, kom ons stel vir ons nuwe leiers aan, leiers wat ons terugvat na Egipte. Hulle kom in opstand teen God en teen Moses. En God gee vir hulle hierdie oordeel, wat sny deur murg en been en al die harte van hulle ontbloot. Hy sê, niemand van al die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het, wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, en my nou al 10 keer uitgedaag het, en na my stem nie geluister het nie,
sal die land sien wat ek aan hulle voorouers met die eed beloof het nie. Ja, almal wat my minag, sal dit nie sien. God sê, julle het my wonders gesien in Egipte, julle het my wonders gesien in die woestyn, julle het my heerlikheid aanskou, en julle is bang vir reëse en die afstammelinge van gevalle engele. Hoe kan julle my nie vertrou nie? Dat ek hulle in julle hand sal oorgee. En die mense het gekla, hulle het gesê, ons arme kindertjies gaan doodgaan, as ons hierdie land probeer invat. Waarop die Here sê, hierdie arme kindertjies van julle gaan die land invat. Julle gaan nie saam. Maar daar was 'n verwysing na hierdie engele. En dit is hoekom ek dink, Judas dan gaan en sê, wel, en ook die engele, wat hulle magsgebied nie onderhou het nie, en hulle self met God verset het. En daar haal hy 'n storie uit, die boek van 1 Henog uit, 'n apokryfe boek, wat nie as skrif gesien word nie, maar wat in die Tweede Testament, Tweede Tempeltydperk geskryf is, omtrent so 200 voor Christus, waarin die hele verhaal voorkom van die engele wat teen God gerebelleer het. Dit is 'n baie interessante storie. Dit is nie skrif nie. En sommige mense sê wel, maar Judas haal dit aan, asof dit skrif is. Dit klink asof Judas dit aanhaal asof dit skrif is. Ek dink ons hoef noodwendig daartoe te gaan dat hy dit as skrif aanhaal en sê ons nou 1 Henog lees nie. Ek dink ook die boek wat ons het as 1 Henog is ook nie die boek wat hy noodwendig gehad het nie. Maar die volk is bekend met hierdie verhaal van die engele wat teen God verset het en dogters van die mense geneem het en met hulle getrou. Petrus 2 wat baie nou verset is aan hierdie boek, skryf Petrus die volgende. Hy sê baie sal die losbandigheid navolg van daardie mense deur wie se toedoen die pad van die waarheid belasting word. Deur hebsig gedrewe sal hulle met versinnende argumente uitbuit. Hulle vonnis staan reeds lankal gereed, ja, hulle ondergang talle mee. Trouwens, as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle oorgelewer het, deur hulle met boeie in die digte duisternis te werk, en hulle so tot die oordeel van gevange hou, hoeveel te meer nie hierdie. Selfs Petrus haal hierdie gedeelte aan van die engele. Daar is binne in die skrif, of binne in die gedagtes van die volk, ons het nie al die boeke wat hulle gehad het nie, word daar baie gemeld van hierdie engele wat gesondig het teen God. En die sonde wat hulle doen is om hulle magsgebied te verlaat, om te rebelleer teen God, te sê, maar ons sal doen wat ons wil. Ons het krag, ons het mag, ons is heilig, ons is glorieryk. Hoekom kan ons nie doen wat ons wil? En ek dink Judas maak 'n baie goeie voorbeeld en hy sê, en God het hulle vasgebind en hulle toegemaak in die donkerte. Daar was nie eens 'n oorlog. Hulle het self gesê dat hulle gesondig, God het hulle gebind en hulle weggewerk. Tot die einde toe. Want ons dink baie keer as ons voor die magte van die duisternis staan, dat geligte, waar gaan ons verlossing vandaan kom? God, Christus. En baie van hierdie mense, hierdie valse leraars, hulle word vereenselwig met hierdie engele wat die magsgebied verlaat het. As jy ooit die boek van Henog gaan lees, dit is baie interessant, maar moet asseblief nie alles in skrif vat nie. Gaan lees dit, is interessant om te lees. Maar wat ons wel hieruit kan neem, en ek dink dit is belangrik, is dat sommige van die mense in hierdie gemeente of nie kerk en die hier skryf, dink ons is heilig. Ons is goeie mense. Ons kan doen wat ons wil. En hy sê julle soos hierdie engele wat gedink het hulle is okay. Engele wat in die teenwoordigheid van God was. Engele wat dink hulle is heilig, wat om God se troon staan.
En toe by myself gedink ek kan seker maar hierdie klein dingetjie doen, of daai dingetjie doen wat verkeerd is. As selfs engele kan val, broer en suster, hoeveel te meer moet ons in ons harte bewaak teen die sonde wat wag vir jou nie. Dit is ook my boodskap van hierdie preek is, wees wakker en waak. Ons kan miskien verstaan hoe die volk gesondig het in die woestyn. Hulle het nie van beter geweet nie, maar die engele, tog seker het die engele geweet van beter. En as 'n engel kan val vir die sonde, as 'n engel verlei kan word om weg te draai van die heilige God af, moenie dink dat jy saam met die sonde kan speel en dink jy gaan dit oorkom. Ons dink te lig van sonde. Ek het dit in een van die vorige boodskappe gesê, baie bekende sê ding deur John Owen, maak die sonde dood of die sonde van jou dood. God sê dit aan Kain. Hy sê, waak nie die sonde wat wag by jou deur. Hy gaan jou vernietig. Maar nee, ons dink ons altyd, ek weet beter. En dink 'n tweede rede kom ek ook hierdie voorbeelde noem. Wil jy regtig luister na leiers wat vir jou sê jy kan lewe soos wat jy lewe en niks gaan jou oorkom. Ek dink daar's te veel keer waar daar gepraat word asof daar nie sonde is nie, waar selfs die pastore sondig soos wat hulle wil. Ek dink daar net vanoggend iets genoem wat naby aan dit is. As jy by 'n kerkbazaar kom en die eerste ding wat jy sien is die bier en dranktent, dan wonder jy genigtig, ouens. Waar is ons? Hoe ver het ons geval? As kerke deelneem aan die Pride Parade in Junie, hoe ver het ons geval? Hoe ver het ons geval as kerk, as ons nie eens meer heilig lyk nie? Waar jong mense maar net rond, doen wat hulle wil doen, en dit is oukei. Solank hulle lief is vir mekaar, solank dit goed voel. Maar dit is uiteindelik die argument wat ons voer, soos dwaas is. Hy noem dit in die gedeelte, hy sê dat hulle word, dit wat hulle instinktief verstaan, soos redelose diere. Dis 'n dier wat dink, solank as wat dit goed voel, is dit goed. Dis 'n dier se denke daai. Ek gaan doen wat dit voel goed vir my. Ek gaan dit nie doen nie, want dit voel sleg vir my. Dis instink. Ons word juist geroep om hoër as die dier te wees. Om nie op ons instink te gaan sê, maar ek doen wat ek voel reg is vir my nie. Dit voel reg. Dit voel goed. Die liefde is so goed vir my. Nee, jy is redeloos as 'n dier. En dis waarteen hy waarsku. Dis waarteen hy waarsku. Hy eindig natuurlik met Sodom en Gomorra, wat dui as waarskuwende voorbeeld van die ewige vuur wat wag. Nie net vinnig 'n vuurtjie nie, 'n ewige vuur wat wag. Hy sê hierdie stede en die omliggende stede, dis nie net Sodom en Gomorra nie. Ons ken net daai twee stede, daar word ander twee stede ook genoem. Daar's 'n hele paar stede in daardie area wat so verblind was deur hulle losbandigheid, so weggevoer is met hulle welles, dat God moes ingryp. In 'n tyd nog voordat die wet daar was. Dink daaraan, daar was nog nie eens die wet, Moses het nog nie eens die wet gebring nie, en hulle het soveel gesondig, dat God gesê het, genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Dis nie eens God se volk nie, dis sommer heidene. En God oordeel hulle. En hulle dien as 'n waarskuwing. Daardie stede het gedink hulle kom weg met Nood. Hulle het gedink hulle kan doen wat hulle wil. Dat hulle selfs twee engele gedreig het. Ons kan doen wat ons wil. Daar's tog nie 'n God wat oordeel. Ons weet wat die sondes is.
dis enige van hierdie sondes, dan gaan dit nie noem in die preek, julle weet wat die sondes is. Die rede hoekom ek nie noem nie, daar's kinders nie. Maar julle weet waarvan ek kom. Alle soorte welles, ontug, enigiets wat buite die huwelik tussen 'n man en 'n vrou plaasvind, is sonde. Einde van die storie. God het dit so gesê, hy is baie duidelik oor dit, op baie plekke, en ja, dit sluit alles in, wat buite die huweliksverband van 'n man en 'n vrou plaasvind, is sonde. Daar is niks wat jy gaan goed praat nie, maak saak hoe goed dit voel nie, dis verkeerd. Maak saak hoeveel keer hulle sê, maar ek is gered deur genade nie. Nee. En baie mense sal sê dat kom ons geniet die lewe, daar is nog nie oordeel nie. Selfs die prediker word verlei met daardie gedagtes. Ek lees hierdie woorde van die prediker in Hoofstuk 8 vers 14 tot 15. Hierdie man klink so ongered soos 'n klip. Maar hy skryf dit sodat ons kan verstaan wat hier aangaan. Sorry, ek sien ek gaan lank aan, ek so jammer hê. Hy skryf in Hoofstuk 8, hy skryf daar is iets sinloos wat op die aarde plaasvind. Daar is regverdiges met wie dit gaan volgens die optrede van die goddeloses en daar is goddeloses met wie dit gaan volgens die optrede van regverdiges. In ander woorde, dan goed met die goeie mense, dit gaan goed met die slegte mense en sleg met die goeie mense. Dan sê hy, dit is sinneloos. Daarom prys ek die plesier, want daar is niks beter vir my as om te drink en vrolik te wees in my lewe. Dis al wat ek oor het. Dit klink soos die wêreld vandag. Kom ek eet en drink en geniet my lewe. Kom ek wees vrolik, kom ek geniet alles wat ek kan op hierdie aarde. Want wat is die punt? Wat is die punt? Soortgelyk sê dat hulle, hierdie mense, op grond van hulle droomvisioene, hulle nuwe openbaringe wat hulle kry, dink hulle kan doen wat hulle wil. Hy noem 3 sondes. Hulle besoedel hulle liggame, en ons weet dit verwys na allerlei sondes. Hulle verwerp gesag, en ek dink in hierdie konteks praat hulle spesifiek van God se gesag. Ons weet in Psalm 2 staan daar, hoekom woed die nasies teen God en sy heilige, hoekom wil hulle die kettinge van God afgooi? En dit is wat ons vandag sien in die wêreld. Wie is God om vir my te sê wat ek moet doen? Wie is die kerk om vir ons te sê en voor te skryf wat reg en verkeerd is? Ek sal doen wat ek wil. Ek het nie God se gesag nodig nie. Daarom bevraagteken die gesag van die woord. Hoekom kan ons glo wat in die woord staan? Broers en susters, dis die oorsonde. Dis hoe die slang vir Eva vang. Het God regtig gesê, mag nie van die vrug eet nie? Miskien het hy net bedoel dat jy nie nou van die vrug eet, jy kan later van die vrug eet. God is net bang dat as jy van die vrug eet, gaan jy soos hy word. Wil jy nie soos God wees nie? Sekerlik wil jy soos God wees. Verwerp die gesag van God. Dis waar dit begin, dis waar die sonde begin. En wanneer ons die woord van God bevraagteken, dan begin ons op daardie pad. Het God so gesê? Ja, hy het. Was het. Dit is altyd verstommend. Ek weet ek gaan nou van jammer hê. Dit is altyd verstommend vir my. Altyd met jong mense gewerk. Die vraag was altyd, wat is te ver? Hoe ver kan ek gaan? Soos genigtig, my maat. As jy daai vraag begin vra, dan raak ons sonde. Of mense wat sê, kan ek dan 'n biertjie geniet? Kan ek dan 'n bietjie dit? Hoekom vra jy vir my wat se sonde jy kan doen? Dan het jy al klaar begin om weg te beweeg van God. Vra jy vir my, kan ek Saterdagoggend 'n bietjie met mense gaan praat oor Jesus? Ja, absoluut. Hoekom vra jy nooit vir my dit? Nee, dit is altyd watter sonde kan ek doen en wegkom daarmee. Wees versigtig. Wees versigtig. Hulle verwerp gesag. Dit is die laaste ene van hierdie 3 wat die vreemdste is, en gelukkig het ons nie genoeg tyd nie, so te veel in te gaan nie.
maar hulle belaster die glansryke hemelwesens. Nou wie van praat hy hier? Die glansryke hemelwesens. Die vertaling of die Griekse grondteks sê net eenvoudig die glorierykes. Dis al dan weet wat. Die glorierykes. Hy sê nie noodwendig hemelwesens nie, maar ons verstaan uit die konteks van die res van die skrif dat hulle verwys waarskynlik na hemelwesens, na engele. Die vraag is, praat hy van goeie engele of slegte engele? Word hulle genoem in die sin van glorierykes, sodat ons praat van die mense in die parlement as honorable member, of wat is 'n agbare lid. En daar's geen agbaarheid in enige van daai lede nie. Maar ons moet nog steeds sê agbare lid. Ek dink jy's 'n sondaar, maar jy's 'n agbare lid. Jy het geen eer in jou enige bene nie, maar jy's 'n agbare lid. Praat hy van die engele in daardie sin? Praat hy van die slegte engele of die goeie engele? Ek dink een van die dinge wat ons moet besef, is dat die kerk was wel bewus van die teenwoordigheid van geestelike wesens in die lig. Paulus sê, wanneer ons oorlog voer ons nie teen vlees en bloed nie, maar teen die engele, die magte in die lig. In 1 Korintiërs skryf hy nog 'n ander vers, wat dankie tog ons nie in vandag aan kan kom nie, maar die vrou moet asseblief kopdoeke dra wanneer hulle profeteer, terwille van die engele. Want ons engele in die gemeente, ons engele wat daar rond staan. Sodra ons met 'n kopdoek, sal die engele okay is met die vrou wat profeteer. So een van julle wil bid vanoggend, julle kan nie staan. Kopdoek, ja. Terwille van die engele. Ons sal eendag in daai vers inkom, nie vandag. Maar die feit is dat die kerk was bewus van die feit dat daar engele rondom hulle is. En so party mense vat dit dat die lastering is juist deur die heilige engele, is om op te tree binne in die kerk so sondaars, en dan hierdie arme heilige engele wat daar rondom die gemeentelede staan en sien hulle sondag word eintlik gelaster. Hulle voel, wat gaan aan hierso? Dink julle nie, julle moet heilig wees omdat ons hier is? Ek dink die heel waarskynlike lastering, want ons sien dit in die volgende vers. Hy sê dat selfs Michael het nie die duiwel gelaster toe die duiwel met hom stry nie. Nog 'n vreemde vers. Ons gaan nie by dit kom vandag. Maar selfs Michael het nie gelaster. Die een engel het nie eens die duiwel gelaster en sleg gesê. Maar hierdie mense gaan nog verder en sê hulle sleg. En so ek dink, en wat ek maar kan uitlei uit die gedeelte uit, laster die gevalle engele deur te juig oor die sonde wat hulle kan pleeg en wegkom. Want hulle weet die engele wat gesondig het in die begin word vasgebind vir oordeel later. En hulle kom met alle bravade en sê, maar ons is in genade. Ek kan doen wat julle gedoen het en ons kom weg daarmee. Ek dink dit is hoe hulle die engele laster, die gevalle engele. Deur hulle self te verheug in hulle sonde en hulle losbandigheid. En sodoende vir die gevalle engele te laster sê, julle is laer as ons. Julle is benede ons, julle is niks werd nie. God wou julle nie eens gered het nie. Jesus wou nie eens gesterf het vir julle. Maar hy het vir my gesterf, en kyk hoe sondig ek en ek kom weg daarmee. Dis hoe erg dit in hierdie kerk gaan gaan. Sorry, hierdie kerk, nie hierdie kerk, hierdie kerk. Hooplik is ons nog okay. Maar dit is hoe dit begin word in die kerk vandag. Waar ons sonde so vuil is, dat ek dink selfs die gevalle engele vuil voel om na ons te kyk. Hoe kan ons die liefde van God so vuil en goedkoop maak? Hoe kan ons die genade van God in ons bandigheid laat ontaard? Dis wat hy sê in vers 4. Broers en susters, ons moet besef dat die sonde 'n erge gevaar vir jou inhou. As jy nie wakker is en waak teen die sonde in jou lewe nie, gaan dit nie goed eindig vir jou nie. Moenie rustig wees
in jou sonde en dink ek is gered deur genade, ek sal okay wees. Daarom moet ons sonde elke dag bely. En elke dag na God toe gaan en sê, Here, help my. Help my. Ek sluit af met hierdie vers, 2 Petrus 3 vers 10 tot 12, waar hy soortgelyk skryf. Hy sê, die dag van die Here sal kom soos 'n dief. 'n dag waarop die hemel met 'n gedruis tot 'n einde sal kom. En al die elemente sal uitbrand en vergaan en die aarde en alles wat daarop gedoen is sal ontbloot word. As al hierdie dinge so sal vergaan, luister na die waarskuwing wat Petrus gee, dis die waarskuwing wat Judas gee, dis die waarskuwing wat al die heiliges in die skrif ons gee. As al hierdie dinge so gaan vergaan, watter besondere mense moet julle dan nie wees nie? Mense wat 'n heilige lewe lei en God vreesend leef, wat na die aanbreek van die dag van God uitsien en dit probeer bespoedig. Hoeveel en watter besondere mense behoort ons nie te wees nie? Wat heilig lewe en God vreesend leef. As God selfs nie die engele hulle sonde ons sien nie. As God selfs die volk wat uit Egipte uitgered het, nie ons sien nie. Hoeveel te meer behoort ons nie God vreesend leef en sê, Here, laat ek heilig voor U lewe elke oomblik en wanneer ek val, ek vergifnis vra nie. En nooit onder enige valse bravade sê ek kan doen wat ek wil en ek is gered uit genade uit. Ja, ons is gered uit genade, dank die Here vir sy genade. En sy vergifnis is oorvloedig en dit is genoeg vir jou. Maar bewaar jou siel, hy sê dit in die gedeelte, wee hulle, want hulle einde is naby, hulle voete gaan gly. So waar, broers, is te bid. En red hulle uit die vuur. As jy iemand ken wat sê hy is 'n Christen, en jy kan sien, hy begin in sonde te val, stop. Waarsku, roep hom terug. En die ergste ding wat jy kan doen is om te sê, geniet dit. Ja. Ons word geroep tot heilige, godvreesende lewens. Kom ons bid voordat ek te veel aanklaar. Vader, mag ons ag gee op die waarskuwinge in die skrif. Dat ons op geen manier, Here, U genade sal goedkeur maak. En dit in ons bandigheid sal ontaard. Here, dat ons onsself nie sal verset tot U gesag en die gesag wat U in U woord opgeteken het. Maar dat ons ag gee op elke woord. Dat ons ag gee op U heilige. Here, mag ons so lewe om besonders te wees in ons heilige. Om besonders te wees in ons godsvreesing. Dat ons sal wakker wees en waak teen die sonde wat wag om ons te verslind. Dat ons nie te lig maak van die gevaar wat rondom ons is. Maar Here, dat ons ook nie onsself sal afsluit van hierdie wêreld en weghardloop en weggekruip nie, maar Here, dat ons sal staan soos 4 torings, Here God. Here, dat ons sal staan soos sterk ligte van die heiligheid, Here God, wat hierdie wêreld sal verblind in die heerlikheid, Here. Here, ons word tog uiteindelik geroep om die lig vir hierdie donker wêreld te wees, om die sout van hierdie aarde te wees, Here. Mag ons heilige, waardige lewens leef vir dit, Here. En Heilige Gees bekragtig ons, want ons is swak. Help ons, Here, in ons swakheid, help ons om verander te word, Here, soos wat U besig is om te doen. U is besig om ons te verander in die beeld van die Seun Jesus Christus wat heilig is. Here, mag ons alle krag in die stryd werk om volgens U wil te leef en om U te ken. Here Jesus, mag U verheerlik word in ons lewens, in ons optrede, in ons woorde. Here, mag ons gaan en lig wees vir die wêreld. Bewaar ons in die liefde, bewaar ons in die genade, Here God. En aan U, wat die mag het om ons te bewaar tot die einde toe.
Gee ons alle lof, en heerlikheid, en majesteit en krag, tot in alle ewigheid. Amen en amen. Dankie broer en suster, gaan in die seën van die Here. Daar is koffie agter, as jy wil bietjie bly vir koffie. Geseënde dag verder. Amen.